Aba, Vader, ons dankie vir die grootheid en die goedheid. Dankie vir die woord, dit wat U vir ons neer laat skryf het, sodat ons daaruit kan leer. Ook die manne van oud, manne van die woord wat saam met U pad gestap het, sodat ons daaruit kan leer, Vader. Hoe U wil hê ons moet wandel met U ook uit die foute wat hulle gemaak het. Sien hoe U liefde hulle omvou het en hoe U ook genadig teenoor hulle was, Vader. Ons vra dat U die woord vir ons sal oopbreek om te verstaan dit wat U ons wil wys en leer. In Yahshua se naam bid ons dit, Vader. Ons loof en prys. Amen. Wat dink julle kan ons leer van die verhoudings wat die mense in die woord met God, met Elohim gehad het? Wanneer ons kyk na die verhouding wat Adam met Elohim gehad het, dan kom die volgende gewoonlik in ons gedagtes op. 'n Gedeelte wat geskryf is in Genesis 3 vers 8. En hulle het die stem van Yahweh Elohim gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. En ook die gedeelte natuurlik in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Wat dink jy is Adam se gevoel omdat hy weet hy is die oorsaak dat alle mense sterwe? Alle mense dus ook in sonde gebore word. Net so het ons optrede ook 'n invloed op ons nageslag. Hou dit ook maar bietjie in gedagte. Adam in sy verhouding met God. Genesis 2 vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Was daar nog geen struike op die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want Yahweh Elohim het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevolk. Vers 7. En Yahweh Elohim het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van lewe, nefesh, geblaas. So dan die mens 'n lewende siel geword. Die materie saam met die gees van God skep 'n nuwe wese, 'n lewende siel. Dis wie ons vandag ook is. Ook het Yahweh Elohim 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. So ons sien dit wat God geskep het, skep hy self 'n tuin vir Adam. Hy help Adam om dit wat nodig is tot stand te bring, sodat hy vir homself en sy nageslag kan sorg. En Yahweh Elohim het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed van hom te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. So hoeveel bome was in die middel van die tuin? Twee bome, die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. Daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. So Yahweh gee self die voorsiening van lewe, die voorsiening van water, sodat die mens die tuin kon bevochtig, die tuin kon nat maak, sodat hy 'n groot opbrengs, 'n groot oes kan hê, sodat daar vir hom en sy huisgesin gesorg kan word. So ons sien Elohim tref al die voorbereidings sodat Adam op die aarde kan lewe. God toon hier aan ons, hy is Jehovah Jireh, hy is die voorsiener. Genesis 1:26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Baie interessant, die mens is geskape om te heers oor die res van die skepping. Die mens is nie geskape om te heers oor ander mense nie.
Alle mense is gelyk geskape. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Heers oor alles wat lewe, maar nie oor mekaar nie. Een mens was dus geskep om oor ander mense te heers nie. Vers 29. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat sade gee, wat op die hele aarde is. Baie belangrik, die sade wat in die plante is deel van die voedsel. Daarom is daar baie voedingswaarde ook in sade. Die mens het gekom en dit geneties verander, sodat daar nie sade in is nie, sodat dit vir ons makliker is om te eet, lekkerder is om te eet, maar nie so gesond is nie. So daarom is dit dalk nie meer Vader se skepping nie, maar die mens se manipulasie. En al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. So as hy nie saad het nie, is hy nie 'n voedsel nie. God self het die tuin geplant en voorsien die water en verwag dat ons daarop moet voortbou. Dit laat groei, daaroor heers, sodat dit vir ons 'n opbrengs kan bring. Genesis 2 vers 15. Toe het Jahoua Elohim die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Te bewerk en te bewaak. Twee funksies wat ons vandag ook nog moet verrig in al die verantwoordelikhede wat Vader vir ons gee. Daar's 'n werk wat ons moet doen en ons moet dit beskerm, behoue hou. Om te arbei en te beskerm. Vers 16. Jahoua Elohim het aan die mens bevel gegee, 'n instruksie en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Vir wie Jahwe die instruksie gee? Vir die mens, vir Adam, nie vir Eva. Vir Adam, baie belangrik. Die mens ontvang verantwoordelikheid. Iets wat Vader wil hê hy moet doen. Hulle gaan in 'n ooreenkoms of 'n verbondsverhouding in. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Na die instruksie sê Jahwe, ek gaan ook vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So die hoofrol, die hooffunksie van 'n vrou is om die man by te staan, te ondersteun, die man te help. Daar word nie van jou verwag om alleen dinge te doen. Die man en die vrou moet saam funksioneer. Vers 19. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Wanneer jy iemand of iets 'n naam gee, gee jy hom sy karakter en jy gee hom sy autoriteit. So Jahwe bring hulle na Adam toe om te kyk wat gaan Adam elke dier se karakter gee en wat is die autoriteit wat hy vir elke dier gee. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Niks en niemand het dit verander nie. Jahwe het dit so aangeneem en die dier moes dit ook so neem. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Geen hulp gevind. Daarom het Jahwe die vrou gemaak as 'n helper om die man te help. Vers 21. Toe het Jahoua Elohim 'n diep slaap, eintlik 'n trance, so hy was wakker, aan 'n trance gegaan, toe hy wakker word, toe's daar 'n vrou. 'n diep slaap
op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Verskillende gedagtegange, was dit werklik die rib, is dit 'n deel van die vlees aan die sy, want as dit 'n rib was, lees ons nie die rib het weer uitgegroei nie, dan moes 'n man mos eintlik een minder rib gehad het as 'n vrou. Maar hoe dit ook al sy, uit die mens is die vrou gevorm. En Yahweh Elohim bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring dit na die mens, dit baie belangrik. Vir die jong manne, die ouer manne wat vroue soek, laat Yahweh jou vrou na jou toe bring. Dit is 'n skriftuurlike beginsel, jy hoef vir jou vrou te gaan jag nie, 'n vrou te gaan soek nie, laat Yahweh die vrou vir jou bring. Ook wat Abraham gedoen het. Hy het sy diensknegt gestuur om vir sy seun 'n vrou te gaan haal, so 'n skriftuurlike beginsel. As ons kyk na 'n rib, soos ek gesê het, kan verskillende dinge beteken, kan ook net beteken sy. 23. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannen genoem word, want sy is uit die man geneem. Afrikaans is 'n bietjie anders vertaal. Genesis 3 vers 10. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat Yahweh Elohim gemaak het. Hy sê toe vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Sy was nie daar toe Yahweh die instruksie gegee het aan Adam. Hoe weet sy dit? Sy was binne in Adam. Die aanname is dus dat Adam vir haar dit gesê het. So hy die instruksie wat Yahweh gegee het, oorgedra aan haar. Die verwagting is dat sy dan dit moes neem en gehoorsaam wees aan Vader. Maar van die vrug van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Wat sien ons vind hier plaas? Of Adam het die boodskap verkeerd oorgedra, of Eva het bygevoeg. Maar hoe dit ook al sy, die instruksie wat Yahweh gegee het, is daar bygevoeg. En sodra jy by die woord van God byvoeg of wegneem, maak jy deur oop. Dan doen jy al klaar sonde. Dan doen jy klaar wat verkeerd is. Sy sê jy mag nie daarvan eet nie en dit nie aanroer nie. Ons lees nêrens daar se instruksie dat jy dit nie mag aanroer. So nou is daar oop deur en die bose een die wettige reg om nou vir Eva aan te val. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as jy daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Alles wat die slang gesê het is waar, behalwe dat julle nie sal sterf. En dis vandag nog presies wat hy doen. Hy vat die woord van Vader en hy verdraai dit bietjie. Hy vat die woord en hy voeg bietjie by. Hy vat die woord en hy vat 'n sinnetjie weg, 'n woordjie weg. Dan is dit nie meer God se woord nie. Toe sien die vrou, toe kry sy 'n openbaring dat die boom goed was om van te eet en dat dit 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer. Die begeerte is natuurlik die wortel van alle sonde. As jy nie begeer nie, sal jy nie sonde doen. Daarom sê die woord, moenie begeer nie. Ja, hierdie boom was iets om te begeer, sodat jy verstand kan verkry. Sy neem van sy vrugte en eet en gee dit ook aan haar man by haar en hy het geëet. 2 gedagtegange. Adam was heeltyd by terwyl die slang sy vrou verlei en hy het stil gebly. Hy het niks gesê nie. Hy het haar nie reg gehelp nie. Hy het nie die slang bestraf nie. Hy het nie die tuin bewaak nie. Beskerm nie. Tweede gedagtegang is Adam was nie daar toe die slang Eva verlei het nie. Maar sy het geëet en daarna van die vrugte vir hom gegee toe hy by haar aangesluit. Nêrens dat Adam met die slang gepraat het, net Eva. So daar's verskeie gedagtegange hier rondom. Maar hier vind 'n paar dinge plaas.
Hoekom word die sonde Adam toegereken? Die sonde word al drie toegereken, maar Adam is die aanspreeklike een, want hy is die man. Hy is die hoof, hy is die een wat eerste geskep is, Eva is uit hom uitgeneem, en God het die instruksie vir Adam gegee, hy was verantwoordelik om dit toe te pas. Waar was Eva toe Elohim die instruksie gegee? Genesis 2:17 sien ons die verbond word gesluit, die instruksie word gegee, en 22, 'n paar verse verder word Eva gevorm en na Adam gebring. So sy was nie daar toe Jahwe die instruksie gee. Genesis 3:7. Toe gaan al twee se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. So 'n openbaring ontvang hulle van hulle sonde. Vers 8. En hulle het die stem van Jahoua Elohim gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van Jahoua Elohim tussen die bome van die tuin. So hier sien ons in die verhouding wat Jahwe met Adam gehad het en met Eva gehad het, is hy het gereeld tussen hulle gewandel. Hy was gereeld daar, hy het gereeld met hulle gepraat, hy was gereeld in hulle teenwoordig. Toe roep Jahwe die mens en hy sê vir die mens, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis, u voice gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou bevel gegee het om nie te eet nie? Vers 12. En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Onmiddellik skuif Adam sy verantwoordelikheid weg. Hy neem nie sy verantwoordelikheid op wat Jahwe aan hom toevertrou het. Hy gee die vrou die skuld en dis maar presies wat ons ook baie keer vandag doen. Vers 13. Nou praat Jahwe met die vrou. Daarop sê Jahwe aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Besef jy jou verantwoordelikheid? Besef jy die implikasie van dit wat jy gedoen het? En onmiddellik doen sy dieselfde as wat Adam doen. En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. So sy sê die slang het my bedrieg, hy het my beweeg om hierdie sonde te doen. Toe sê Jahwe Elohim aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Baie interessant, die slang het nie tyd gehad om te praat of te antwoord of enige iets nie. Jahwe het hom net die straf gegee en klaar. So het elke een 'n straf gekry vir sy sonde. Hy moet verantwoordelikheid opneem vir sy dade. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Tussen jou saad en haar saad. Baie interessant, die vrou het hier saad, dit verwys na die Messiah. En hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So hier sien ons die slang vandag nog, die bose een moet onder jou voete wees. Jy moet nie jou voet optel dat hy jou in die hakskeen kan byt nie. Jy moet sy kop heeltyd vermorsel. En aan die vrou het hy Jahwe gesê, ek sal jou grootliks vermeerder. Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar. So dit gaan oor die saad in die Messiah wat moet kom. Die womb, die vrou, die wombman, dit wat uit haar womb uit voortkom, dit wat nou gaan na vore kom, om die bose te oorwin, gaan met moeite wees. Met smart sal jy kinders baar. En dan voeg Jahwe by. En na jou man sal jou begeerte wees
en hy sal oor jou heers. Hoekom dit? Omdat Adam die instruksie gegee het vir Eva, sy nie na Adam geluister het nie, want hulle was equal. Nou moet die vrou na die man luister, want hy sal nou oor die vrou heers. Die man het nou die finale besluit en nie meer equal besluit. Volgens skrif, volgens woord, volgens Vader se beginsel. Daarom mans, julle moet weet wat beteken dit om te heers. Dis soos Jaswa oor die liggaam heers, so heers die man oor die vrou. Beteken skriftuurlik korrek. Nie heers soos jy wil nie, heers soos wat Jaswa oor jou heers. Die vrou se begeerte sal nou wees om by die man te wees, begeerte sal nou wees om saam met die man dinge te doen, die hinkering sal nou wees na 'n man. Maar hierdie man sal oor jou heers, want jy wou nie na hom luister die eerste keer nie. Nou gee Jahwe hom die autoriteit oor jou. Nêrens was 'n mens geskep om te heers oor 'n ander mens nie, maar die man moet nou heers oor die vrou. En as die man nie heers oor die vrou nie, is daar chaos in 'n huishouding. Hy sal oor jou heers, mashal, wat beteken to rule, he have dominion, he's the governor. Hy die finale sê. Ek glo dis altyd goed en wys dat beide man en vrou saam besluit, saam eensgesindheid hê om dinge te besluit en dinge te doen. Dis sekerlik reg. Maar wanneer daar nie eensgesindheid is nie, is dit die man se verantwoordelikheid om die besluit te neem, nie die vrou se nie. Dan mag die vrou nie teen die man gaan nie. Hoekom nie? Want Jahwe sê die man moet heers oor die vrou. Want as dit 'n sonde is, kom die sonde oor die man en nie oor die vrou nie. Die man is die aanspreeklike in die huis, nie die vrou nie. Elke een is natuurlik verantwoordelik vir hulle eie sonde, hulle eie verhouding met Jahwe. Maar die man is aanspreeklik vir die sonde oor die huis. Daarom heers hy oor die huis, oor sy vrou en oor die kinders. Genesis 3 vers 17. En aan die mens het hy gesê, Adam kry ook sy straf, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou. Wat sê Jahwe vir hom? Ek het jou, Adam, die instruksie gegee. Jy het jou vrou bo my gestel. Jy het jou vrou se autoriteit bo myne gestel. Jy het haar 'n God gemaak, Adam. Jy het na haar geluister en nie na my nie. Daarom vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Omdat jy, Adam, geluister het na jou vrou en nie na my nie, en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, sal jy van nou af hard werk om kos op die tafel te sit. Jy gaan dit nie so maklik hê soos wat ek het aanvanklik vir jou gegee het. Ja, ek is daar. Ek het die tuin geplant. Ek gee jou water. Ek gee voorsiening. Ek is saam met jou, maar jy sal nou werk. Jy sal nou arbei om te kan voorsien aan jou huis, omdat jy geluister het na jou vrou en nie na my nie. Dit is waar Paulus, Saul, ook sy lering vandaan kry, waar hy sê, ek laat nie toe dat 'n vrou bedien nie. Ek laat nie toe dat 'n vrou heers oor 'n man nie. Ek laat nie toe dat 'n vrou kan bedien, natuurlik, maar oor vrouens, oor kinders, nie oor ander mans nie. Want die man moet heers oor die vrou en nie die vrou oor die man nie. Anders is dit buite God se orde. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring en jy sal plante van die veld eet. Soos nou nie net met die vrugte nie, nou is daar plante wat bykom. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hier kom die eerste bekendstelling met die dood. Die eerste bekendstelling van sonde bring die dood. Jy's geneem, Adam, uit die stof. My ruach, my gees het ek in jou geblaas, jy het in 'n ves 'n lewende siel geword. Uit daai stof wat jy geneem is, sal jy nou terugkeer, want ek het gesê, die dag as jy daarvan eet,
sal jy sekerlik sterwe. En ons weet natuurlik 'n dag is by Jahwe soos 1000 jaar, 1000 jaar soos een dag, daarom geen mens het nog ouer as 1000 jaar geword nie, want Jahwe het dit so gesê. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. Moeder beteken nie die een wat dit gebaar het nie. Moeder beteken die een wat sorgsaam is, ontferming toon aan alles wat geskep is. Daarom is dit ook 'n vrou se karakter om meer ontferming, liefde te wys, sagmoedig te wees teenoor alle dinge. Vers 21. En Jahwe Elohim het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Nou daar's nou verskillende dinge oor wat beteken hierdie vel en die rokke en so aan. Maar Jahwe het hulle toe bedek sodat hulle bewus is van hulle sonde wat hulle gedoen het. Toe sê Jahwe Elohim, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid. In die middel van die tyd 2 bome, die boom van die lewe, die boom van kennis van goed en kwaad. Nou het die mens gesondig, nou sterwe die mens. Nou om hom te beskerm, sê Jahwe, ek moet die man en sy vrou uit hierdie tuin uitvat. As hulle nou eet van die boom van die lewe, dan sal hulle vir ewig in sonde lewe. Hulle kan nie meer gered word nie, so hulle is vir ewig verlore. Dan kan die Messia nie kom om te kom restoreer wat afgebreek is. Daarom het Jahwe hulle die tuin uit verwyder. Toe stuur Jahwe Elohim hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So die tuin wat Jahwe toe aangeplant het, is nie meer vir hulle toeganklik nie. Hulle moet nou hulle eie tuin gaan plant, hulle eie werk gaan verrig. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker, om toegang tot die boom van die lewe te maak. Nou lees ons Genesis 5:1, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskep het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hulle geskape, hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hy hulle geskape het. Hosea 6:7. Maar hulle het soos Adam die verbond oortree en troueloos teen my gewandel. So hier sien ons, God het 'n verbond met Adam gesluit. So die eerste verbond wat gesluit is Adam. En daai verbond is wees vrugbaar en vermeerder. Ek is julle God, jy mag geen ander gode hê nie. Luister na wat ek vir jou sê en doen wat ek vir jou sê, dat jy kan lewe. As jy nie doen wat ek vir jou sê nie, sal jy sterwe. Presies dieselfde verbond tot aan die einde. Elke keer word dit verbreed, vir ons groter oopgemaak, sodat ons kan verstaan wat God van ons verwag. Adam en God het dus 'n verbondsverhouding gehad. Verbond is 'n hibrid, kan verskillende dinge beteken, maar dit kom daarop neer, iets word saamgevoeg, iets word gesny, to cut away, by mekaar gebring, sy vlees is gesny, die vrou het na vore gekom en so meer. So daar was ook 'n kat gewees. Troueloos wandel beteken to be deceitful, unfaithful, transgress our agreement. Romeine 5:12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So Adam dra hierdie enorme verantwoordelikheid van alle mense is verlore weens sy ongehoorsaamheid aan God. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in die Messia in Christus lewend gemaak word. Die belofte van die saad van die vrou, wat gaan veg teen die saad van die slang, en deur die saad van die vrou, die Messia, sal ons wat nou sterwe, die mensdom, Ben Adam, weer lewend gemaak word. 1 Korintiërs 15:42. Soos ook die opstanding van die dode
Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. So ons as mens, jou verganklike liggaam moet sterwe, sodat daar 'n onverganklike opgewek kan word. Daar word dus gesaai in oneer, dinge wat nie mooi, goed en reg is nie, maar as jy opgewek word, is dit in heerlikheid. Daar word gesaai in die vleeslike swakheid, maar daar word opgewek in die krag, die heerlikheid van God. 'n natuurlike, vleeslike liggaam word dus gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is dus 'n natuurlike liggaam en daar's 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Was made. Met ander woorde, dis wat geskep is, na vore gekom het, is hierdie lewende siel. Die laaste Adam, wat Yahshua is, die Messias, Jesus Christus is, het 'n lewendmakende gees geword. Yahshua is gebore 'n lewende siel, maar na die opstanding uit die dode, toe Yahshua opgestaan het, toe word hy 'n lewendmakende gees. Sy vleeslike liggaam moes hy neerlê, die swakheid van die vlees moes neergelê word, moes gesaai word, sodat hy 'n geestelike liggaam kon opwek. Yahshua was 'n lewende siel en word toe 'n lewendmakende gees. Sy vleeslike liggaam moes sterwe. Abba, ons dankie dat ons kan sien, selfs in die verhouding van Adam met U, dat U genadig was teenoor ons as mensdom, teenoor Adam, teenoor Eva. Maar dat U regverdig is. U doen wat U sê. U verander nie om by ons te pas nie, ons moet verander en vernuwe word om by U te pas. Wat U sê, te doen. Elke mens het verantwoordelikheid in ons verhouding met U. Elke mens het verantwoordelikheid in ons verhoudinge met mekaar, veral ook in 'n huwelik. 'n Man teenoor die vrou en die vrou teenoor die man. Met Yahshua die hoof van die liggaam van die mensdom, die man die hoof van die vrou. En saam is hulle een in U. Ons dankie daarvoor, Vader, ons dankie dat U ons guns gee om dit te sien, te snap, te verstaan, dat ons kan leer uit hierdie verhouding uit, sodat ons een met U kan wees, Vader. Ons gee al die eer in Yahshua se naam. Amen.